Ouens, julle onthou so 'n paar maande terug, is daar 'n klomp stof wat opgeskop was rondom Ramaphosa se betrokkenheid by MTN en dan weer die betrokkenheid van MTN in Afghanistan en met sekere militante islamistiese groepe wat teen die Amerikaners geveg het in daardie land. Ons moet dan nie weet te revisit nie. Julle kan gaan Google, julle kan gaan terugscroll op my wall as julle dit wil doen. Lang en die kort is maar net tydens sy direkteurskap van MTN was daar baie duidelike samewerking van MTN. Dis nou Ramaphosa se direkteurskap by MTN. Daar's 'n samewerking tussen die MTN en sekere van hierdie groepe op grondvlak in daardie oorgetuisterde land, en die Amerikaners het inderdaad met stappe in die VS begin vir indictments en dies meer rondom wat daar gebeur het. Hulle voel dit was kom ons noem dit maar enabling van terrorisme teen die VSA. Baie ernstige klagtes, baie ernstige goed waarvan ons praat hierso. En Ramaphosa staan reg in die middel van die vuurlinie as dit by die goed kom. Dan weet ons natuurlik ook die cyberrattling wat plaasvind tussen Ramaphosa en die Amerikaanse regering. Ons weet dat Trump nie juist vreeslik ooghare vir Ramaphosa het nie, en vice versa. Ons het 2 of 3 dae terug die baie interessante nuus gehoor dat ewe skielik uit die bloute die Amerikaners toegeslaan het in Venezuela, land waarmee hulle ook lang tyd al cyberrattling gedoen het. En hoor die Trump is al maar net gangsta. Ek meen, hy gaan gooi sy elite troepe daarin, lekker klein man of klein span operasie, hulle gaan die presidensiële paleis van die president Maduro van Venezuela in, en hulle gaan vang jou somme. Nie net vir hom, nie sommer hom en sy vrou. Sit hom in 'n Black Hawk, sit hom op 'n vliegtuig, vlieg om Amerika toe. Al Trump is gangsta. Daar's geen ander manier hoe mense hierdie goed kan beskryf nie. Ramaphosa? Cyril? Laat hierdie boer gou vir jou ietsie sê. Ons praat ons nou al van COVID se tyd af met mekaar. En jy luister, as 'n mens met jou praat en dis in jou belang, dan luister jy. Soos, hier is ietsie wat ek vir jou in jou belang gaan sê. Hoe veilig is jy? Hoe veilig is enige van die ANC-lede wat ook al hulle monde uitgespoel het oor die Trump-regering? Ons is in 'n post-Koue Oorlog era, ons is in 'n post-thermonuclear warfare situasie. Ons gaan nooit daai goeie sien nie, ons weet dit. Ons is in 'n plek waar warm konvensionele oorlog all-over gevoer word. Rusland, Oekraïne is 'n voorbeeld. Right. So, die deterrent van thermonuclear war bestaan nie meer nie. Die doktrine van MAD, MAD, Mutually Assured Destruction, is nie regtig meer relevant nie. Ons sit in 'n heeltemal ander dinamiek. Hoor nou vir my. Hou maar jou ore oop, slaap lig. Want as jy ewe skielik onverwags die rotors van 'n Black Hawk Amerikaanse helikopter hoor, moenie eers twyfel nie. They're coming for you. Dis 'n speletjie wat op hierdie stadium heel waarskynlik weer 'n keer wêreldwyd gaan afspeel. Mark my words. Nou ja toe.